Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Dis my vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Saterdagoggend. Ons is amper in die middel van Junie alweer. Lyk vir my, gister sê ou pel van my, luister, ek wil net hoor waarom kom jy kuier in Oktober, want dis gesien die lig dat die jaar nou so vinnig uitloop, moet ek begin planne maak om reg te staan vir jou besoek hier in die Weskaap, jy weet. Ek moet natuurlik weer kyk of ek vir my 'n visa kan reël hier vanaf Dubai of na die Weskaap toe. Maar ja, vanoggend so 8:00 se kant weer die Moerkoffie Express, skakel gerus in Radio Suid-Afrika www.radiosuidafrika.co.za. Dis is gebruiklik die week hele klomp goed wat weer gebeur het. Van dit is it's absolutely amusing me till death. Maar aan die ander kant, party van die goed ook, dis so belaglik. Sal gou weer dit raaitjie maak al by die Mslange Kommissie. As 'n nuwe ou, hulle noem hom Chief Mashaba. Hy is absoluut die troonprins en die kroonprins van I Can't Remember, it's 7 years ago, Can't Recall, en so meer. En dan natuurlik ook die lieflike Mel, die liefling van die mense, dit lyk so, maar ek dink nie meer nie. Sy is terug in Suid-Afrika, sy spoeg vuur orals. Sy het natuurlijk onder andere vir ons Mike ook aangevat, Mike Boys, en hom beskuldig af van dat hy ongeletterd is. En ja, daar gaan ons so 'n paar ander draaie ook maak, maar ek vertel jou nou meer. Maar kom ons begin sommer eers by sport vanoggend. Het jy ook verlede naweek gekyk na die semifinale van die die URC, of wat noem hulle dit nou weer, die United Rugby Cup, of whatever ook al, jy dit wil noem. Dit was nou gewees die Blou Bulle teen die Glasgow Warriors, en natuurlijk die Stormers teen Leinster, Ierlandse grootste klub. En was dit nou 'n onooglike ou spul gewees, baie mooi rugby met tye en so aan, maar ons sier spesifiek die Stormers wedstryd, ons sier die skeieregter, hierdie slag 'n meisie, 'n poefbroekter, en ek kan nie verstaan nie, ek vind dit nog so ongemaklik en so half vreemd om vrouens in rugby te sien. Ek persoonlik self natuurlik, ek is nie 'n chauvinist nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar ek dink nie vrouens hoort op 'n rugbyveld nie, glad nie. Maar dit is ons almal se keuse, ons almal het opinies oor goed en so aan. In hierdie 21ste eeu is dit vir my een van die laagtepunte, waar vrouens in mannesport oorwegend probeer hulle merk maak. Dit is vir my so ongewoond, soos 'n vroue skeidsregter, soos om 'n vrou in 'n mans toilet te sien by die krib, en vice versa. 'n man te sien daar in die poeierkamer saam met die vrouens. Maar ek wil nou nie sê die ou meisietjie het nou bietjie haar hand oorspeel nie, maar wraggies, geel kaarte galore, wat ek meen, jy kan nie teen 'n span wen, wat ek meen, met net 14 en by tye 13 man op die veld en daai tipe van ding. Die eerste ding vir my is rugby is 'n 15 man sport. En ek dink ons as rugby ondersteuners moet dit baie duidelik begin maak vir hierdie groot rugbybase, dat ons weier om rugbywedstryde te kyk, waar daar 13 teen 15 man speel en 12 man teen 14 man speel en sulke tipe goed. Wat ek meen, nee man, pas dan met dit.
Die ou kaartstorie is anyway, 'n klomp twak. Kom van sokker af. Ons gaan nou 'n bietjie oor sokker praat. Kom van sokker af. Wat het geword van common sense? Al wat jy doen is straffie, man. Hierdie ou onbenullige goed van, nee, hy het nou die bal aangeslaan en hy het nou die bal weggeslaan daar van die opponent. Waaroor gaan rugby? Dit gaan oor die bal. Wat ek meen, straffie man en as jy so reël het. Maar moet hom nie afjaag vir 10 minute nie, man. Ons betaal nie 4-5.000 rand het ons 'n kaartjie om na 14-15 man rugby te kyk. Jy basta met dit. Jy weet, dit is my net absoluut, ek kan dit nie verstaan nie, wat ek meen. Stommes het baie goed begin, as jy kan sien nie op my monitor, baie goed begin, maar daar is niks wat 'n man se lus om te wen so blus, soos hierdie al ewige ou gegeel kaarte nie. Die Bulle het dit nalskraap gemaak, waaroor ek baie bly is natuurlik, en jy weet, maar nog steeds, onder die Pollard, kry die eerste punte op die bord, net daarna word hy afgejaag vir 'n onbenulligheid. Nee man, ons moet ons voet neersit as rugby ondersteuners of hierdie ou en sê, jy weet, dit werk nie so nie, dit skit nie so nie. Maar nou, volgende Vrydag aand, dink is 8:30, weet nie hoekom jy, dis ook so ongiere tyd, maar anyway, dis Ierland, wat verwag jy? Dan gaan ons in die final speel, en ek gaan jou een ding sê, papi, dit gaan nie wees Leinster teen die Bulle, of die Bulle teen Leinster nie, dit gaan wees Suid-Afrika teen Ierland, dus kyk uit vir daai ene. Dan natuurlijk sokker, what can we say about that? Bafana, is daar tussen die grootes, ek sien hulle, het weet nie hoeveel pools daar nie, is iets soos 10-11 van hulle, 12 pools, Suid-Afrika is in pool A, saam met lande soos Mexico, ja, so, die opening was gewees, ek dink donderdag, ja, het was donderdag, eergister, was het gewees, Mexico teen Suid-Afrika, en raai wat, Suid-Afrika het verloor 2-0, nou die een ding wat ek nog nooit van sokker kon verstaan het hier, laat ons nou mekaar duidelik verstaan nie, so, ek is nie vreeslik enthousiasties oor sokker nie, en deesdae van dat ons al hierdie kaarte in rugby het, is ek nog minder beïndruk met sokker. Hulle speel 100 minute of 90 minute of wat ook al, en dan is die telling 0-0. So, hoe jy sokker speel as die skoor 0 gaan wees. Maar op dieselfde noot is jou verdediging in sokker van so 'n aard, dat al wat jy moet doen is, jy moet net verdedig, jy hoef nie te speel nie, jy kan net oorlog maak, jy verdedig net, is wat lyk my Iran ook op hierdie stadium doen, jy verdedig net, en dan is die telling 0-0. Gewoonlik is daar 'n tipe van 'n shootout aan die einde, waar elke ou nou 'n kans kry. Die ou wat eerste iets soos 3 goals skop, of wat ook al, ek weet nie verkeerd verstaan nie, ek verstaan nie sokker nie. So enige iets wat ek hier vir jou sê, wat nie waar is nie omdat ek vir jou 'n leuen wil vertel, soos party ons al by die besluitende kommissie nie. Sluit dit my onkunde uit, maar ek deel dit graag met jou. So, dan het hulle 'n shootout aan die einde van die dag, die groot kompetisies. Andersins, jou gewone games, dit kan 0-0 wees, dit kan 0-10 wees, dit kan 1-1 wees, of dit kan 1-0 wees. In die geval was het 2-0, en, as jy kan sien op hierdie meme langs my, die is dadelijk by spaarde brandstof, maar oorals met die oorlog, en die Hormuz, wat nou nog toe is. Ja, so, hulle spaar petrol, so hulle vra, moet ons maar die engines laat idle, gaan die ouens lang besig wees. Maar ja, ons eerste wedstrijd verloor, ek verwag ook die fireworks vorentoe nie vir Suid-Afrika nie. Ou vriend daar het, Oudtshoornse geweste Klein Snyman, hy stuur vir my 'n boodskapie op WhatsApp, hy sê, jissie, kyk hierso,
Die hele span is omtrent swart. Ek dink daar is een witte in. Ek ken nie die sport nie, ek ken ook nie die spelers nie. Ek dink Glenn, daar is een witte. En as ons nou op die kleurkaart moet gaan, daar is 'n witte met putte, en dan is daar so een of twee ouens wat talk vir die spannetjie op die kleurkaart kan gaan wat bekend staan as kleurling. Maar nietemin daar, ons wens hulle die beste toe, so Bafana maak ons trots. Ek is baie patrioties oor enige sport, maak nie saak of jy boktrol spoeg of tol gooi of klein laat gooi of wat ook al nie. Ek ondersteun jou as jy van Suid-Afrika af is, maar dit nie goed begin nie. So ons hou maar ons oog op dit, ons by volgende Vrydag weet of hulle daai engines van die Boeing kan afsit en of hulle maar moet pak en waai. Wanneer laas het jy trein gery? Ek is Will Jordan en luister na die Moer Koffie Express Saterdag omstreeks 8uur op Radio Suid-Afrika. As jy vroeg opstaan, skink 'n Moer koffie en klim op die trein met Alwyn Maton. Dis nostalgies, soms intellektueel, met 'n tikseltjie moer en pittige voer vir jou gedagtes. Peace train sounding louder, Clyde on the peace train. Ooh, I hear, come on now, peace train. Oh, peace train sounding louder, Clyde on the peace train. Ooh, I hear, come on now, the peace train. Saterdag 8uur, sien jou daar! Nou ja, genoeg van sport. Die wêreld van sport. Elke Saterdagoggend kan jy hier op Radio Suid-Afrika kan jy jou sport hoogtepunte ook kry. So ongeveer hier by so 20:08 se kant, net na die weer. Nou ja, op baie noot, kom ons skuif 'n bietjie daar na die Mhlanga Kommissie toe. Mhlanga Kommissie is nou al seker amper 'n jaar aan die gang, wil ek sê. Baie binnekort gaan hulle vir 'n jaar aan die gang wees. En die getuienis wat al daar gelewer is, ek wonder, hoe lyk daai verslag? Hoe gaan daai verslag lyk wat die Mhlanga Kommissie uiteindelik vir die president Cyril Ramaphosa gaan gee? Maar wag 'n bietjie. Ek het altyd gesê na advertensies, wat is more? Dis nou te sê as die president nog die president is. Maar nietemin, vir wie hulle dit ook al gaan gee, wie ook al die as Paul gaan wees, of wie ook al, wat die president hulle het ook al gaan gee, gaan daai ou ooit daai dokument kan bestudeer, kan deurlees. Hy gaan nog 'n kommissie moet hê, wat die hele, ek dink daar gaan sulke pakke, leers, boeke wees, oor alles, om te besluit wie moet nou tronk toe gaan. Nou dit is absoluut onredelik, dit is sinneloos om dit te doen. Al wat moet gebeur is, daar moet gekyk word gedurende hierdie kommissie van ondersoek nou eens toe, arresteer hulle, kla hulle krimineel aan en vervolg hulle. Moenie wag vir die president om dit eers te lees nie. Nou, ons sien eers daar, hulle dan nou 'n klompie van die groot katte by mekaar gemaak. Of van nou iets gaan gebeur, is nou 'n storie vir 'n ander dag. Maar nietemin, hierdie week het ons 'n man gesien, hulle noem hom Chief Mashaba. When I asked you about your relationship with Mr. Nku and whether you had done anything for him in terms of your work, and you mentioned 2 incidents, one that was within your jurisdiction, one that was not. What is this one about? How is this within? Surely, unless proven otherwise, surely this would have been just a communication. It didn't go anywhere, because I don't remember this going anywhere, unless proven to me that I'm lying. I'm not suggesting that you're lying. I'm just trying to get the information as to what you knew about this inquiry and who you would have dealt with regarding this inquiry, because it seems to me that you are giving him information about an inquiry, a drugs and money laundering inquiry,
which I'm not sure that he should have access to, and you are referencing his boss, that the boss can't be left empty-handed, the big boss. So what's the question, Soria? Ek weet nie of hy familie is van Herman nie, en waar hy vandaan kom nie. Ek neem aan, hy is 'n verkeersbeampte. En dit gaan alles oor een ding. Onthou, daar was 2 insidente gewees, waar daar groot hoeveelhede dwelms, oorwegend soos ek verstaan, kokaine die land ingekom het. Die een was ongeveer so net oor 1 half ton, listen carefully, oor 1 half ton, kokaine, wat Port Shepstone toegestuur is, vanuit Durban, want daar is geen plek om het veilig te bewaar nie. Toe word het gestuur Port Shepstone toe. Ek weet nie wat laas was jy in Port Shepstone nie. Donald Trump sou het waarskynlik 'n shithole genoem het. Jy kan crime daar sien, met die oog, helder oordag, en in die nag, mense wat daar beweeg. En as jy vir te lank in 'n gegewe plek is, dan wil hulle by jou weet, wat maak jy, wie is jy, en so. En daar was 'n hele klomp mense betrokke gewees, en die polisie ook, wat daai dwelms daar so gaan stoor het. En hoe raar is dit? Hoe toevallig is dit? Laat dit toe gesteel word en verdwyn. I'm trying to understand why you would make such a statement. Why would the inquiry being opened be something that's related to the big boss and him being empty-handed? We can't leave him empty-handed. Because he talks about something that I know and there's nothing I can do about. Sorry to say that again. He's talking about? Something, money, drugs and money laundering. There's nothing I can do about this. Especially when you're talking inquiry. It would have mean I referred this to somebody else. I cannot recall who did I refer to. I can't. But it obviously includes you. When I say we, it means, yes, I'm involving myself. You and somebody else. Yes. And why would you need to approach the big boss? Why would you and somebody else need to approach the big boss? Because he's talking about big boss. Yes, but it's his boss. Why would you need to approach the big boss? He's talking about the boss. I understand that he's talking about the boss, but you are saying we are not going to approach the big boss. I asked who you are referring to, and you said it's you and somebody else. Now, why would you be approaching the big boss? Because it's not your boss, it's Nku's boss. So why would you be approaching the big boss? I don't recall. Thank you. I don't recall. Okay, let's just go back to the sequencing. We're now on page 57 of the bundle. Terug in die mark. Verby douane en aksies, terug in die mark. Maar daar was nog 'n klomp gewees. Dis waaroor hierdie Chief Mashaba, ek verstaan hy's 'n spietkopman, waaroor hy nou ondervra word, maar ek dink nie hy's 'n spietkop nie. Ek dink, is nie heeltemal seker nie. Ek dink hy's van die Hawks, want hy noem homself Doggy Hawks of zoiets. He's the big dog, hy's die groot hond, as hy blaf, dan luister hulle. Maar nou, hierdie man ly aan ergere geheueverlies. Hy kan nie onthou nie, alles wat hulle hom vra is, I can't remember. En as hulle hom iets vra in baie gevalle, dan vra hy dit met 'n teenvraag. So wat sê jy nou eintlik vir my? Wat wil jy nou eintlik weet? Jy weet, daai tipe van houding. En jy kan sien dat nog steeds my number 1 judge in hierdie land, Judge Matlanga. Jy kan sien dit begin hom en sy assessore of sy deel van sy span irriteer. The first green box there, which is from Mr. Nku to you, after you say, I will bring your dignity to your bosses.
back your dignity to your bosses. He says, Abuti, I'm not one to talk a lot or boast, but you'll see the type of opportunities this will open up. I can only guarantee a formidable financial future. And you say, Dankim Fetu, and then I believe. So what was that about? Clearly there's a link to the boss here, because you're going to give him his dignity back to his bosses, and there's going to be opportunities that are going to guarantee you formidable financial future. You must remember that. I would remember if somebody was promising me a formidable financial future. I don't, because I know there's nothing that came to me as a benefit financially. This time, I don't know of that. We know from the documents that there's been money exchanges between you and Mr. Nku. And I preface myself to say, keep that in mind when you answer, that you will still do the exercise of looking through your financial dealings. What was he talking about when he says, you will see the type of opportunities this will open up? You don't ask, what are you talking about? You knew at the time what he was talking about, but I've prefaced myself by saying, well, there's also financial exchanges as we go along that happen. So you surely must be able to answer the question about what was this conversation about. At the time, it means I knew. Yes. And we are asking you to tell us what it was. At that time, it means I knew, but I can't recall. Oh, you won't recall for us? You just won't recall for us? Maar hulle speel met hom, kat en muis. Tik hom so bietjie hierso, beweeg hy so, smile hulle vir hom. I anticipate we are going to be doing this exercise the same way the whole afternoon, and I want to put to you that there is a big difference between you don't want to tell us what this was about, you don't want to, and you genuinely do not recall. And I want to suggest to you that you don't want to even try and remember if you have forgotten. You don't even want to. You don't want to tell us what these conversations are about. That's what I'm putting to you, that's what I'm picking up in the way you're dealing with this. Genuinely, I don't recall. Tik jou weer, smile hulle vir hom. Can you recall an instance where Mr. Nku would have lost his dignity with his bosses and you would have had to do something to restore that dignity for him? Honestly, commissioners, I don't want to be seen as denying everything, but I'm genuinely saying I don't recall. Hy is besig om stadig maar seker op te hang. Dag 2 gister het hy erken dat hy geld gekry van 'n informant. Nou, hoe belaglik is dit? Gewoonlik betaal die polisie 'n informant. Maar 'n informant wat 'n polisieman betaal. Ongehoord. Okay, if we gave you these messages for you during the lunch adjournment for you to go through them again, do you think it will jog your memory? If I gave it to you over the lunch adjournment to read over it, do you think it'll jog your memory? Exactly, if you tell me where to go exactly, I will maybe... Nou ja, nou daai 4 warm ondervraging. Ek moet natuurlijk vir my nou ietsie warmer gaan aantrek. En dit is dag koud hier in Tabaai, man. Die so ysige luggie wat so intrek hier vanuit die, wil ek sê, die plateau uit. Dit is hier van Queenstown of van Tata's kant. Maar ja, na daai ene, ons sal sien waar en dit gaan. Hierdie man is besig om homself so vast te praat, op is om met 'n vrou te redeneer. Jy weet, en basies oor jou storie te vertel, en hulle gaan net so, nee, ons glo nie daai nie, vertel ons van die, vertel ons van daai, whatever.
Hy praat homself al hoe meer in die moeilikheid in. En iemand wat ook besig is om haarself in die moeilikheid in te praat, is Mel. En wie kan nou nog vir Mel onthou, vir Mel en Piet? Hi, I'm Piet Viljoen, and I decided that I would give out masks to the community that normally can't afford it. En dit is eintlik, ek gaan nie sê dis hartseer nie, want dit is so klisjéerig, maar dit is eintlik pateties. Jy weet, om te sien dat iemand, my ma het altyd gesê toe die jare vir my, as ek sê nooit gaan ek weer met hulle praat of iets of wat nie. Sê my ma vir my kind, moet nooit sê fonteintjie van jou sal ek nie weer drink nie. En hier is dit nou wraggies 'n geval juis van dit. Dankie vir daai ma. So is hy weg, sy en haar man met groot bravade. Jy sien die stoofplaat het te warm vir hulle geraak. En so aan. Daar was te veel mense wat agter haar broed was, dit is hoekom sy dit gesê het. So Mel, why for you did you feel urgency to leave South Africa now? The urgency for me to leave South Africa was the fact that 50 people at a time would pitch at the salon, not even just 50, sometimes 2, sometimes 3, sometimes just 1. Black people would pitch up at my business, at my house, at multiple of my businesses, go and intimidate the staff, try and intimidate me. So it just became so scary for me in South Africa that I couldn't wait to leave. Like, this is not going to end. And with the BEE laws and all the anti-white laws that's kicking in South Africa, it gives black people in South Africa the feeling that they have more power and that they can do what they want, they can just kill who they want, they can just take what they want. Onderhoudzie met haar eie man. Hoekom wil jy Suid-Afrika nou verlaat? Nee, wat ek word gepla en is die BE en die en die daai. Nou dit het ook aan die lig gekom, dat toe sy Amerika toe, sy is 'n groot Trump-ondersteuner gewees. Die Don is haar wat kyk, die Don is so reg op hulle alley. Wat sy oggend en sy aandpraatjies strook nie, selfs soos met hulle. Maar toe loop hulle vir hulle daar vas. Hoe voel dit vir jou om terug te wees in Suid-Afrika? Ek is baie lief vir my land. Ek meen, ons het nie die land uitgevlug nie. Ekskuus. Ons het nie die land uitgevlug nie. Ons het Amerika toe geïmmigreer of getrek om ons besigheid te groei daai kant. So dit is nie asof ek ooit eintlik die land verlaat het nie, verstaan jy? En ja, sy was toe ook in die tronk en Piet sit ook blykbaar nou nog in die tronk. En as jy om doewe neete nie, hulle gaan nie vir jou in Amerika sommer net toesluit omdat jy lelik lyk op straat of waar klein misverstandjie is nie. Hulle het blykbaar daar geshop by een plek spesifiek, watertjies, biltong, al sulke goedjies gekoop of wat ook al. En sy beweer dat is nie naaste by soos die Amerikaners het sien nie. Sy weet beter. Sy wat wel is, wat van Suid-Afrika afkom, verstaan hulle sisteem beter. En sy het agtergekom haar kaart vir 'n geruime tyd al word gedecline. En dan elke slag sê sy vir Piet, luister van die goed so lank kaart toe, ek gaan gou kontant betaal. Okay, so why did you get arrested? So what happened with the arrest is that the public's matter happened because my card started declining quite a few times actually, and I didn't know what the problem was. But I left it there, I didn't think anything of it. The card started declining, and then what happened was I would tell Piet, listen, go and pack the stuff in the car in the meantime, and I will sort out the payment. So I would ask the clerk for a slip. Ja. Hulle het blykbaar 'n sisteem waar jy jou eie goed inscan. Ek sien Checkers 60 Minutes of whatever hulle naam is. Nie is Checkers, hulle het so tyd terug gekom met dit ook, hulle gaan 'n trolley hê met 'n tablet op. Amper soos die een wat sy verduidelik wat hulle in die tronk gehad het daar by ICE. As jy eintlik ligtyd op hier, maar jy kan hom mense bel. Binne in die ICE facilities is daar 'n communication device, 'n tablet, maar hy het nie internet of jy weet access na die buitewêreld toe nie. So jy kan 'n nommer laai en dan kan jy kan familie bel. En dan
sit jy sommer jou goedjies in, as jy deur 'n punt stap, daar is niemand daar nie, gaan jy so ching, 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 en dan is dit R1000, gaan dit van jou kaart af. Maar nou sy sou kwansies gaan betaal het. En dan op 'n call sessie ook in die onderhoud, met een, ek dink is NCA, die een waar sy tydens dit besluit het, sy praat nie langer met hulle nie, want hulle is onbillik met haar. Dat dit is nie $5,000 of $5,500 nie, is $3,000. And he would give me the slip and I would go pay cash at a different teller. But they didn't see that part. So when the police spoke to me, they said to me, but my card declined. So my money is up. When ek like hierdie ene, the police said to me my money was up. And I said, but my money is definitely not up. Wat so witbank Engels is hierdie? Nee man, since when is your money up? Your funds are depleted. Didn't you see where I paid cash? And she said, cash that you got where? So I was shocked. Oh, and I was shocked. Soms as ek baie keer as ek by die bank kom en ek druk my kaart in, en hy sê no funds available. Mel, that's the real world. To see that even with the police, that the amount started varying. It was $1,000, then it became $5,000. Nou hier raak het lekker, want Mel maak in haar gesprekke met hierdie nuusnetwerke en media platforms, maak sy allerhande uitsprake en so meer om haar saak so soort van terugsteek. En het jy al gehoor van Beautifully Unaware? I'm sure you are beautifully unaware that it became 3,000 recently. Not something that you would have done your homework on. En dan is sy nog boonop cheeky ook, wat ek meen. Sy sê vir hierdie nuuskorrespondent, televisie persoonlikheid, dat sy nie haar huiswerk gedoen nie. I've done my homework. It's actually $5,300. No, it's not. En, kyk hierdie ene, wat ek meen. Hier raak het die hele klipgooiery oor, ja nee, maar is dit soveel of is dit nie soveel nie? Yes, it is. No, it's not. If you go on to what the judge, when Piet spoke to the immigration judge, he said it was 3,000. All right. So we are told by U.S. authorities that it's $5,300, right? So that's what we're going to go with, because you're back in South Africa because you were found to be stealing in another country. I don't think this conversation is going anywhere. With respect, Mom, you invited me on false pretenses. I did not invite you. We're just getting started. No. I want you to have your say. I don't need ENCA to have to say. You have been very, very nasty. En toe kom ons op hierdie punt waar hulle vra vir Mike Bolhuis, en ons ken ons almal vir Mike. En na my beskeie mening, Mike is 'n ou wat sy skat die taxi na rou. Waar het jou belangstelling in Mel en Piet Viljoen ontstaan? Kyk, ons belangstelling, as jy dit so kan noem, is misdaad. So as ons sien daar's misdaad, gaan ons toetree. Ons is interveerders. Ons gaan ons nou nie, en dis hoe elke polisieman in ieder geval moet wees. As jy sien iets is verkeerd, gaan jy ons toetree en dit wil ondersoek en oplos en verhoed. So Mel en Piet Viljoen is definitief op ons radar gewees al vir jare. Eintlik Piet Viljoen eers. Maar sy is ons nou die groot storie hierso sien ek, oral, all over. Wat ek meen, en is nie net Mike Bolhuis nie, wat ek meen, uit hele spanne wat ondersoeke doen en so waar is hulle nou uit die lug uit appeltjies pluk om te sê, so en so dit en daai gedoen, wat ek meen. Die goed word deeglik geondersoek. Hulle ondersoek vir haar na Manal vir jare. Daar is in Mike Bolhuis se onderhoud gesê dat hy onder die indruk is dat jy en Piet na Amerika verhuis het om geregtigheid hier in Suid-Afrika te probeer ontduik. Is dit die waarheid? My vraag is dat hoekom hou die media en platforms soos julle aan om 'n selferkende bedrieër te host en sy woord te vat? Die man het skuldig gepleit aan bedrog 2 keer en rasisme. Hy is skuldig bevind vir rasisme, maar julle hou aan om
om 'n ou wat nie eers matriek het nie, hy het letterlik standaard 6. Julle hou aan om sy woord te vat. Ek meen, ek het self gesels met die hoof van die nasionale vervolgingsgeslag. Mel is definitief nie die skerpste mes in die laai nie, jammer. Maar ek hoop eendag tyd gaan die pen nie drop, dat sy sien sy word maar eintlik gebruik en misbruik. En daar is geen sake teen ons nie. So, ek hoop mense besef nou dat wanneer die selferkende bedrieger Mike Bolhuis iets sê, dan is dit totaal en al iets anders. As hy sê dis wit, dan moet jy weet dis blou. As hy sê die son skyn, moet jy weet dit reën. Oeh, dan wil sy hierdie ene. Mike is seker verlief op Piet. Want hy probeer nou al 6 jaar om stof op te skop. Ek dink hy's verlief op Piet. Maar Mike is 'n ou met 'n sagte kant ook. Mike het onder andere dit gesê oor haar en Piet. En dis miskien hoekom sy tot die gevolgtrekking gekom het dat Mike is verlief op Piet. My grootste hartseer is dat Piet nie, wat 'n Suid-Afrikaanse man is, en Mel, waar is die Here in die prentjie hier? Wat van die Here? Wat van hulle geloof met die Here? Wat van die Here wat hulle geseën het met sulke mooi lywe en gesondheid? Want hulle is mooi mense. Wat van al die gawes wat hulle het? Hoe gebruik hulle dit? Kyk, Piet is nie stupid nie. Hy's 'n baie slim krimineel. En hy kom daarmee weg want hy kan. Want hy weet hier in Suid-Afrika is daar ongelukkig soveel onnoosel mense. Absolute totale waansinnigheid. Maar sy is besig met 'n lyk my 'n roadshow om nou, sy het op een van hulle het sy ook om verskoning gevra oor wat sy gesê het oor Suid-Afrika en so. Asseblief, ek was nie myself nie of wat ook al op daai stadium en so aan. Maar ek sê nie sy lieg oor alles of enigiets nie. En ek verlekker my ook glad nie in hulle situasie nie. Let's talk about why you left South Africa then. Were you running? No. You were going to go start a new business. As I said, we wanted to expand into the US, our business. As mense met sulke twak voor 'n dag kom, dan begin ek op die punt kom waar ek vir myself sê, is dit maar net stories? En ek glo baie van hierdie is maar net stories om haarself te regverdig. Want Piet se blykbaar ook weer 'n prokureur, 'n praktiserende prokureur in Amerika word. And also Piet was gonna practice as a lawyer. I've explained that in detail. So how did that go? It went well. Piet did very well, and he was about to become a lawyer in the United States. Kan jy dit nou oor vertel? So ja, ons gaan hierdie enetjie fyn dophou. Dis vermaaklik. Dis amper seepierig, seepglad. Die storie van Piet en Mel Viljoen. Lyk vir my dit is nog lank voor ons van hulle gaan vergeet. Maar ja, op baie noot, elke Saterdagoggend die Moer Koffie Express net hier op Radio Suid-Afrika. Ons vir jou die nuus bring partykeer in 'n ander vorm. Ons 'n bietjie dieper krap, 'n bietjie nader aan die been beweeg. Want party mense, die oomblik as jy te na aan die been beweeg, dan sê hulle, "Wow, conspiracy theorist." Maar ek stuur my nie meer aan daai ou klein opinie nie. Op baie noot, onthou, Moer Koffie, altyd die beste oplossing. Sien jou op die trein. Hallo Chris, hoe het die kant? Die Moer Koffie Express, dit gebeur elke Saterdag van 8 tot 10. Wat maak jy op Saterdag van 8 tot 10? Luister na die Moer Koffie Express, saam met Alwyn Mouton. Op Radio Suid-Afrika. Cheers. Cheers. Die Moer Koffie Express, Saterdag van 8 tot 10. 'n Ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde W, Mouton.
net hier op Radio Suid-Afrika.